Welkom by hierdie spesiale, diepgaande verkenning. Vandag het ons regtig 'n ongelooflike fascinerende stuk bronmateriaal om deur te trap. Ja, absoluut. Dit is nogal 'n openbaring. Ons kyk spesifiek na die kursusnotas van Caroline Berger de Femini. Die HEB van Biopilates Parys en Tunis, ja. Presies. En kyk, as jy al 'n rukkie spandeer het aan 'n reformermasjien in 'n Pilates ateljee, is jy waarskynlik klaar goed bekend met die klassieke oefeninge. So ons gaan nie vandag enige tyd mors om die basiese beginsels vir jou te verduidelik nie. Nee, ons gaan direk inspring by die diepkant. Ons fokus vandag op net een skynbaar eenvoudige beweging, die lift and lower, letterlik die op- en afbeweeg van die bene terwyl hulle in daardie bande rus. Maar wat hierdie nota so merkwaardig maak, is ons missie vandag. Ons gaan hierdie beweging heeltemal oopvlek en dit as 'n hoogs ingewikkelde simfonie van biomeganika en neurologie ontbloot. En daardie analitiese lens verander werklik alles van hoe 'n mens na beweging kyk. Van buite af lyk dit dalk soos 'n eenvoudige heupbuiging, of hoe? Ja, jy lig net die bene op. Maar as jy dit afbreek in stelsels wat in absolute harmonie moet saamwerk, dwing dit jou om te besef dat daar net nie so iets soos 'n suiwer geïsoleerde beweging in die menslike liggaam bestaan nie. En dit is presies hoekom jy as luisteraar regtig behoort om te gee. Al is jy nie 'n professionele Pilates-instrukteur nie, gaan hierdie verkenning jou help verstaan hoe jou eie liggaam se radwerk funksioneer. Absoluut. Voorkom word en veral hoe jou brein letterlik met jou spiere praat tydens elke beweging, selfs in jou daaglikse lewe. So goed, kom ons pleis dit uit. As ons kyk na die biomeganiese simfonie op daardie stootwaadjie, kan jy jou verbeeld die liggaam is 'n baie komplekse kontrolstelsel en daar's veral twee groot spelers wat die werk doen in die sagittale en transversale vlakke. Ja, as ons na daardie twee hoofspelers kyk, bring die bronmateriaal ons dadelik by die groot gluteale spier, die gluteus maximus. En sjoe, wat my dadelik opgeval het is dat die klem nie val op hierdie spier as 'n soort kragstasie wat jou vorentoe dryf nie. Gewat nie, die fokus val eksklusief op die eksentriese funksie daarvan. Dit was vir my massief. Dit werk soos die remme van 'n motor. Dit is 'n perfekte vergelyking. Wanneer die bene teen die trek van die vere wegbeweeg en afwaarts sak, werk daardie groot spier letterlik soos 'n intelligente remstelsel. Die spiervesels verleng as te ware, maar hulle behou 'n baie hoë spanning. Dit keer dat die pelvis te vinnig of met 'n ruk vorentoe kantel. Dit heg ook aan 'n klomp ander plekke, reg? Ek sien die notas noem die sacrum, die pelvis en selfs die iliotibiale band. Die IT-band, ja. Wat beteken daardie remaksie bied terselfdertyd laterale stabiliteit, so dit keer dat die bene na buite wankel. Dis amper soos om in 'n baie lae raad teen 'n stelbult af te ry. Jy wil nie vinniger gaan nie, die engine werk net kliphard om stadiger te gaan. Presies. En dan, aan die ander kant van die vergelyking, het ons die iliacus. Deel van die buiger? Ja, die iliopsoas. Dit trek weer die bene op in 'n konsentriese samentrekking. En wat dit uniek maak, is dat dit aan die binnekant van die bekken en die duibeen heg, heeltemal geïsoleer van die knie af. Dit maak dit 'n ongelooflik gespesialiseerde heupspier. En as 'n mens aan hierdie balans dink, is dit soos 'n toutrekspelletjie binne in jou eie liggaam. 'n Voortdurende, dinamiese balansstaat. En hier is die ding, as een kant oorneem, sê net maar daardie heupbuigers raak te dominant, En die gluteale spier trap nie mooi rem nie. dan kantel jou bekken vorentoe en dis wanneer jy daardie geniepsige laarigpyn voel. Jou limbale ruggraat word basies gedwing om as die skokbreker op te tree vir iets wat dit nie veronderstel is om te dra nie. En dit is waar dit werklik interessant raak, want ons oë kyk altyd na die bene wat in sulke mooi bo beweeg, maar die werklike geheim, die magie van hierdie oefening, lê in dit wat absoluut nie beweeg nie. As ons dit aan die groter pretty koppel, noem ons dit lombopelviese stabiliteit. Die bekken moet neutraal bly. En die sacrum, daardie plat been reg onder aan jou ruggraat, moet kontak hou met die mat. Dit is die anker van die hele beweging. Sonder daardie anker kan jy maar vergeet van die res. En dit is hier waar jou diepspiere intree. Die dwarsbuikspiere, Die transversus abdominis en natuurlik jou skuinsbuikspiere, die obliques. Hulle funksie is glad nie om die bollyf te buig nie. Hulle werk saam soos 'n ongelooflike natuurlike korset. hulle verhoog daardie intra-abdominale druk om die ruggraat te beskerm. Dit voel seker amper soos 'n lugkussing in jou maag.
Ja, 'n stewige silinder van ondersteuning. Veral as die beweging 'n mate van rotasie in die bene behels, wat letterlik kinkels in jou ruggraat probeer forceer teen die spanning van die vere af. Die korset weerstaan daardie draaikragte. Genoem het, net nie effektief werk nie. Spiere is op die ou end maar dom, sonder die brein om vir hulle te vertel wat om te doen. Dit is dalk hardgestel, maar anatomies heeltemal waar. Maar dink net daaraan, jou sentrale senuweestelsel orkestreer elke mikrosekonde van hierdie beweging. Ek was so opgewonde toe ek die gedeelte in die notas lees oor die brein se rol. Dit is fascinerend. Die brein is ver vooruit. Die motorkorteks hanteer die beplanning. Daar is 'n feed-forward lus. Voor jy nog beweeg. Langs voor jy beweeg, die brein antisipeer klaar wat nodig is om die bene te lig, terwyl dit daardie korset styf trek sodat die lyf stilgehou word teen die weerstand van die vere. Dit is soos om jouself outomaties schrap te maak wanneer jy sien iemand gaan 'n bal na jou toe gooi. En terwyl die beweging besig is om te gebeur, maak jy staat op propriosepsie, jou liggaam se interne GPS. Die speerspole en Golgi-peesorgane, ja. Hulle gee heeltyd intydse terugvoer as die bene afbeweeg. Sodat as daardie sakrum selfs net 'n millimeter probeer lig, Stuur die GPS se onmiddellike waarskuwing na die rugmerg en brein om die spiertonus aan te pas. en dan is daar die basale ganglia en cerebellum wat seker maak die beweging is vloeibaar en jy ruk of wankel nie ongemaklik nie. Dit maak dit alles so prakties vir my. Dit is presies hoekom 'n nuwe oefening in die begin onmoontlik moeilik voel en later makliker raak. Neuroplastisiteit in aksie. Ja, die komplekse kommunikasie raak outomaties. Jy oefen letterlik nie net jou bene nie, jy is besig om jou brein te herbedraad by elke herhaling. En dit opper nog 'n baie belangrike vraag. Wat doen die bolyf en veral die asemhaling terwyl die onderlyf deur hierdie wiskunde eksamen gaan? Sjoe, die asemhaling. Ons is so geneig om dit net as suurstofinname te sien. Maar in hierdie biomeganiese konteks is asemhaling streng 'n posturale hulpmiddel, 'n meganiese instrument. As jy inasem terwyl die bene opkom na die bolyf toe, sak die diafragma mos af. Dis reg, en daardie afwaartse beweging van die diafragma verhoog weer daardie druk in die buik wat ons vroeër genoem het. Dit anker die lae rug fisies teen die mat. En dan blaas jy uit as die bene wegbeweeg om die verlenging te ondersteun en die ribbekas af te trek. Wat regtig fascinerend is die skakel tussen hierdie asemhaling en die nek. Die servikale posisie is krities. Die bron Mepriron verduidelik dat hoe jou kop op daardie kopstit rus, die hele res van die ketting beïnvloed. 'n Stabiele, stil nek verhoed daardie, hoe noem hulle dit? Parasitiese bewegings. Enige chaos wat by jou nek begin as gevolg van 'n vlakkel gespanne asemhaling, skiet heeltemal ondertoe na die bekken toe. As jy 'n diep, diafragmatiese asemhaling gebruik, ontspan die nek en versterk jy eintlik jou kern outomaties. Sonder daardie ontspanne boonste anker, die kop, sukkel jou onderste anker, die sakrum, ontsaglik baie. So, wat beteken dit alles dan aan die einde van die dag? Hoe gebruik ons al hierdie kennis veilig wanneer ons daardie bande om ons voete sit? Veiligheid is die kern van hierdie notas. En die absolute grootste gevaar, die reuse waarskuwingsteken, is knie-hiperekstensie. Om die knie heeltemal te sluit of reguit te druk. Ja, die oomblik as jy daardie gewrigte heeltemal sluit, beskadig jy die ligamante en kapsulus, want jy plaas die volle krag van die vere reg direk daarop. Jou spiere moet eintlik aktief bly. Die duispiere voor en die duispiere agter, die hamstrings, moet 'n ligte beheerde mikrobuiging in die knie handhaaf. So daardie been hang nie net passief nie. Nooit nie. Daar is konstante spierwerk. En wat progressie betref, moet nooit na groter bewegings of swaarder vere oorgaan as jou diep stabiliseerders, daardie interne korset, nog nie ten volle in beheer is nie. Kwaliteit bo kwantiteit. Altyd. En dit maak hierdie oefening absoluut fenomenaal vir twee baie verskillende groepe. Die eerste is rehabilitasie. Denk byvoorbeeld aan pasiënte met chroniese lae rugpyn of pelviese onstabiliteit. Jy kan eintlik hierdie foutiewe motoriese patrone stelselmatig in 'n veilige omgewing regstel. Presies, dit leer hulle hoe om daardie korset en asemhaling weer aan te skakel. En die tweede groep is hoë-prestasie atlete. Verseker. Vir drawers of professionele fietsryers is hierdie goed absolute goud werd.
Hulle benodig massiewe krag en pelviese beheer om nie spoed of energie te mors nie. Die eksentriese remvermoë wat ons by die gluteale spier bespreek het, bou 'n veerkragtigheid en lombopelviese stabiliteit wat bleserings verhoed, veral onder die konstante herhalende stres van hardloop of trap. En dit som dit eintlik so mooi op. Wat ons vandag gesien het, is dat die lift and lower in wese 'n absolute meestersklas is. Dit wys hoe jou spiere, jou brein se bedrading en die meganika van jou diafragma as een massiewe geïntegreerde stelsel moet saamwerk. Dit is glad nie net 'n beenoefening nie. Geensins, dis 'n bewuste, volle liggaamservaring. Dit bring ons by 'n finale, miskien ewens uitdagende gedagte vir jou om self bietjie oor te pyns. Ons het nou lank gesels oor hoe net een enkele hoogs gekontroleerde pilatesbeweging so 'n ongelooflike intense en bewuste dialoog tussen jou motorkorteks en jou bekkenspiere verg. Ja, 'n enorme kognitiewe en fisiese vraag. Dink dan bietjie hieroor. Hoeveel van jou daaglikse onbewuslike bewegings, sê nou maar jy stap by 'n ongemaklike stel trappe op met swaar eenkoopsakkies of jy buig vinnig af om 'n swaar boks op te tel sonder om mooi te dink, is in absolute stilte besig om jou brein se motoriese kaarte elke liewe dag te herskryf. Beslis, daardie kaarte verander deur in tyd. As ons netwerk so vatbaar is vir herbedrading, doen jy daardie daaglikse herskrywing ten goeie? Of is jy besig om kompensasies te versterk wat eendag lelik gaan uitspeel? Dit is regtig iets om te onthou volgende keer as jy jouself inasem om iets swaar op te lig. Baie dankie vir jou tyd vandag op hierdie reis deur jou eie liggaam se meganika. En ons hoop dit was waardeerbaar. Groete tot ons volgende verkenning.